Goeiedag, baie welkom by hierdie uitsending. So wie soek jy graag op vir geselskap? Saam met wie wil jy baie graag wees? Hoekom? Wel, gewoonlik doen dit iets aan jou, as jy saam met sekere mense is. Daar's 'n spasie tussen jou en daai mense, en daar word goed gedeel, en dit gee energie. As jy weggaan, is jy gelaai. Jy voel beter. Ons sê jy is bemoedig, jy is geïnspireer. Die lewe voel net weer so goed. Ek onthou toe ek diensplig gedoen het, jare terug, ek was by destydse Suidwes-Afrika grens gewees, en die hoogtepunt elke week was, om briewe te kon ontvang. Ons moes aantree, en dan is jou naam afgelees. Die teleurstelling, as daar nie 'n brief is vir jou nie, is groot. Maar as jou naam hoor, jou hart begin te klop. Jy moet uitkom en die brief kom haal, dikwels tot 100 opstote te gedoen het vir die brief, as hy baie dik was dit vir almal vertelling gewys, en dan moet jy opstote doen. En daar was 'n snaakse gebruik gewees. Almal het aan hulle briewe geruik, as hulle teruggaan, om aan te tree in die peloton. En dit was natuurlik omdat dit baie van die briewe wat ons ontvang is liefdesbriewe was. Ons het daai briewe gevat en met aandag gelees. As jy 'n brief gehad het, het jy probeer om dit so lank as moontlik uit te stel, om die ander brief te begin lees. Dit was nie haastig nie. Oor en oor, baie keer was dit die eerste ding, jy sien in die oggende, hoe haal almal hulle briewe uit, en hoe lees hulle voordat hulle die dag begin. En as jy dit lees, dan hoor jy haar stem. Jy dink dikwels deur die dag aan die woorde wat jy gelees het. Dit is 'n ingesteldheid. Dis omdat daar 'n verhouding is, dis omdat daar 'n koneksie is, dat hierdie woorde soveel beteken, en omdat hierdie woorde so belangrik is, en hierdie woorde so effek op jou lewe kan hê. Nou wat daarvan, as ons aan die Bybel dink as liefdesbriewe, dis eintlik wat dit is. En ons moet hierdie selfde ingesteldheid kan gaan na die Bybel toe, as 'n brief wat vir my gegee is, deur iemand wat my liefhet. Ek soek daai geselskap op, en dan lees ek dit. En ek lees dit stadig, ek lees dit herhalend. Ek hoor sy stem. Die Bybel is 'n middel tot 'n doel. Dis nie 'n doel op sigself nie. En vir baie van ons, en vir my lank in my lewe, was die Bybel 'n doel op sigself. Ek moet die Bybel verstaan, ek moet die Bybel leer ken. Maar luister, wat sê Jesus? Julle ondersoek die skrifte, omdat julle meen dat julle daarin die ewige lewe het. Dit is die wat van my getuig. Jesus sê die skrif is 'n middel tot 'n doel. Dit moet jou by my uitbring. Dit voed hierdie spasie, dis iets wat in hierdie spasie, in hierdie verhouding wat daar is. Dit voed hierdie verhouding, dit voed hierdie spasie. So, dit is nie 'n ek moet nie, dit is 'n ek wil. Dis nie iets wat ek moet bysit by my lewe en ek moet onthou om dit ook nog te doen, dis baie belangrik om dit ook te doen nie. Dit is die kern, dit is vanselfsprekend. Dit voed die verhouding en hierdie spasie en ons word lewendig gehou. Net soos vir die spasie tussen jou en ander mense in stand gehou moet word. 'n Spasie is kragtig. Dit kan irriteer. Dit kan moeg maak. Ek meen jy weet dit as jy saam met sekere mense is. Maar by ander mense gee dit energie. Dit is net so wonderlik om saam met hulle te kan wees. So kan ons spasie tussen ons en God skuif. Dit kan verander. Dit kan gevoed word. En dit begin deur 'n ingesteldheid en op 'n ander manier die Bybel te begin lees. Wat gebeur daar? Jy word gevul met hoop. Jy word gevul met liefde. Dit maak 'n verlange in jou los. Indien jy op 'n plek is waar jy voel dis 'n groot las en eintlik ek kry niks daaruit nie. Ek doen dit nie. Dan wil ek jou uitnooi. Begin ergens.
dit kan verander. Daar is miljoene Christene oor die wêreld wat elke dag die Bybel lees. Nie uit 'n pligheid nie, maar uit 'n honger, uit 'n verlange. En hulle het 'n ervaring dat hierdie koneksie, hierdie spasie tussen hulle en God gevoed word, lewendig word en lewe vir jou gee, energie vir jou gee. As dit moeilik is om vir jou om dit te glo, vra die Here. Vra hom vir die genade om vir jou honger te gee. En 10 teen 1 gaan jy te doen moet kry met mense wat so 'n belewenis het en weet wat dit is om so met die Bybel om te gaan. Wat jou sal kan help en jou sal kan bystaan. Want die Bybel is 'n gemeenskapsboek. Ek meen hy het tot stand gekom deur mense wat besluit het, dis die Bybel. Hy moet gelees word saam met ander mense. Uitgelê word saam met ander mense. En jy kan iets van dit beleef. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir die woord wat U vir ons gegee het. Ons vra dat U 'n verlange in ons hart sal losmaak. Na woorde, na koneksie met U. Help ons om met so 'n manier met die Bybel om te gaan, dat dit hierdie spasie voed, hierdie verhouding lewe gee. Ons vra dit in die naam van Jesus. Amen.